Geseënde Hemelvaartdag vir jou, dis 2026, vandag vier ons hierdie besondere dag. Dis vir ons baie spesiaal, dit is nie sommer net vir ons 'n historiese gebeurtenis nie, maar daai historiese waarheid het vir ons vandag, soos wat ons vandag leef, implikasies. Die hemelvaart het vir ons implikasies. En na Jesus se kruisiging en na sy opstanding, het hy sy disippels beginne voorberei en vir hulle gesê, luister, ek gaan weggaan en dit is goed dat ek weggaan. Dit is vir julle goed. En hy is opgewonde oor die feit dat hy weggaan met sy hemelvaart. En ek lees vir julle Markus 16, net so ietsie van wat hy gesê het voordat hy opgevaar het. En hy sê, later het Jesus aan die 11-tal self verskyn, sy disippels, terwyl hulle aan tafel was, en hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. En wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Nou, Jesus het sy disippels voorberei. Hy het vir hulle gesê, luister, ek is so opgewonde, ek sien so uit, ek gaan weggaan van julle af, dis 'n goeie ding. Hulle het nie verstaan nie, hulle was onseker en verward, hulle het gedink, Jesus gaan een of ander nuwe beweging aan die gang sit, en die Romeine gaan hy omverwerp, maar dis nie wat hy in gedagte gaan. Hy het gesê, hy gaan nou weg, en daar's 'n goeie rede hoekom hy weg gaan, en dit is die hemelvaart. En Jesus het die eerste rede hoekom die hemelvaart vir ons vandag baie belangrik is omdat dit vir ons wys, Jesus het vir ons doelbewus nou 'n pad gemaak na God die Vader. Ja, aan die kruis het hy ons sonde weggeneem, maar met die hemelvaart oorbrug hy hierdie afstand. Hy oorbrug hierdie fisiese afstand, hy gaan na God die Vader en hy gaan sit in die omtrek van God, hy gaan sit reg langs God die Vader. En nou, omdat ek en jy sy navolgers is, omdat ons deur hom vrygekoop is en aan hom behoort, wat dit eintlik beteken, die implikasies is, dat ons ook nou binne die omtrek van God, die Vader se teenwoordigheid kan wees. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg. Niemand kom na God die Vader toe. Niemand kan in die omtrek van God se teenwoordigheid kom, behalwe deur my nie, sê Jesus. So nou het hy vir ons 'n pad gemaak na God toe. Beth Moore het destyds 'n liedjie gesing, From a Distance, en dan sing sy op 'n stadium, From a distance God is watching us. Gelukkig nie. Wat dit vandag vir jou en vir my beteken is, ek en jy kan vandag binne die omtrek, in die nabye omtrek van God se teenwoordigheid wees as gevolg van Jesus Christus, aan wie ons behoort. En ons het nou direkte toegang na God die Vader. Die Hebreërs skrywer sê, ons kan nou met vrymoedigheid en met boldness kan ons voor die aangesig van God kom. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Inteendeel, die nabyheid met God die Vader, die teoloog praat eintlik van, daai nabyheid is ons het nou een geword, die misterie van ons eenwording met God die Vader deur Jesus Christus. Daar's hierdie soemlose eenwording met God die Vader, en hierdie intimiteit, nabye proximiteit, wat ons met God die Vader kan beleef, vandag, nou hier in 2026. En die tweede dingetjie, wat hierdie hemelvaart vir ons wys, is, Jesus het die hemelvaart onderneem, en hy is na God die Vader toe, sodat God die Vader die voorspraak kan stuur vir jou en vir my. Die voorspraak is wie? Die voorspraak is die Heilige Gees. En ons lees daarvan in Johannes 14 vers 26, wat Jesus sê, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees, God se voorspraak, die Parakletos, kon nie uitgestort word as Jesus nie hierdie hemelvaart onderneem het nie. En die Parakletos is die een
dis die Griekse woordjie, die parakletos, is die een wat langs ons inkom en saam met ons hierdie reis, hierdie geloofsreis saam met ons op pad agter Jesus aan. Die parakletos is die een wat saam met ons op hierdie reis gaan en langs ons inkom en saam met ons wil stap. En soos wat Jesus, toe Jesus op aarde was, soos wat hy deur die Heilige Gees gelei is, en soos wat Jesus deur die Heilige Gees bemagtig is, soos wat hy insig verkry het, so wil Jesus gehad het, dat die Heilige Gees met ons moet kom, en dat hy ons sal oriënteer om insig in God se plan vir ons lewens te kry, om insig te kry in God se wil vir ons lewens. En dis wat die Heilige Gees doen, it illuminates, dit verlig ons aangaande God se wil en plan vir ons lewe. So, dis hoekom Jesus die hemelvaart onderneem het, en teruggegaan het na God die Vader, sodat die Heilige Gees kan kom. En dan het hy ook gegaan sodat die Heilige Gees kan kom om ons te bekragtig. Handelinge 1 vers 8 sê, ons sal krag ontvang, dunamiskrag, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, sodat ons verteenwoordigers kan wees van Jesus in hierdie wêreld, sodat ons getuies kan wees, wat in gees en in waarheid en in krag getuienis kan lewer oor Jesus en die realiteit en die werklikheid van Jesus binne in ons, en soos wat ons leef en werk, dat ons goeie verteenwoordigers kan wees. En dan laastens, met die hemelvaart, neem Jesus 'n plek van autoriteit in, waar hy gaan sit aan die regterhand van God. Dit het enorme implikasies vir jou en vir my. Eerstens, dis 'n plek van rus, met ander woorde, sy werk is afgehandel. Die werk is afgehandel aan die kruis. Hy het gesê, tetelestai, dit is volbring. Hy het alles gedoen. Maar dit beteken ook vir jou en vir my, die werk is afgehandel. Ons hoef nie nou te spring en te spook en te spartel om God se liefde te verdien nie. Die werk is afgehandel. Ons kan rus in hierdie plek van sekuriteit en die wete, God is tevrede met ons in sy seun Jesus Christus, en hy het ons lief, en ons hoef niks meer te doen nie. Ons kan rus in hierdie wete, maar dan sit ons ook in 'n plek van autoriteit. Dit beteken in die regterhand van God. Ek en jy sit saam met Christus in hierdie plek van autoriteit. Ons het autoriteit ontvang saam met Jesus. Ons het deel daarin. En kom ek lees vir jou Efesiërs 1 vers 19, wat dit vir ons beskryf. Hy sê, Paulus bid en hy sê dat ons sal begryp hoe geweldig groot Jesus se krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe God Jesus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al ter sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom, Jesus, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Jesus is die hoof van die kerk. Ons is deel van die kerk, sy bruid, hy is die bruidegom, maar God het alles aan hom onderwerp. Ons is die liggaam. Met ander woorde, ons het ook autoriteit ontvang en alles is in die naam van Jesus Christus ook onderwerp en onderworpe aan jou en my. Geen probleem, geen mag, geen owerheid, geen situasie hoef die oorhand oor jou en my te hê nie. En soos wat ons Jesus volg, het God alles aan ons onderwerp deur Jesus Christus, en kan ek en jy vandag deel hê aan sy volheid en sy oorwinning oor elke liewe ding. So, die hemelvaart is vir ons belangrik. Mag hierdie gedagte vir jou bemoedig en jou bekragtig sodat jy die lewe kan leef saam met Jesus en die lewe kan navigeer met al sy uitdagings. Maar mag jy 'n goeie verteenwoordiger wees van Jesus in hierdie lewe. Mag jy sy nabyheid en sy teenwoordigheid tasbaar beleef en sy liefde jou omhels. Ek bid vir jou, ons sien mekaar Sondag, waar ons verder gaan gesels ook oor hierdie wonderlike gedagte. Die Here seën jou.